Middag almal, ek wil net bevestig of julle my kan hoor. Hey Divan is zoals kan je mooi worden. Daar's hy. Ek sien Divan, Helga en Prof Ferdi is hier. So dan is ons voltallig. Ja. Oké, maar luister, ek is goed. Luister, ek gaan jou gou weer bel. Ek is so hierso besig in 'n meeting hoor en die ouens wil op die plaas koop nog. Daar's hy. Okay. Middag almal wat ingeskakel het. Ons begin sommer dadelik omdat ons net 'n uur het en graag tyd wil los vir vrae. Die rede agter die webinar wat ons vandag aanbied, dit is 'n jaarlikse webinar wat ons vir produsente scenario's uiteensit saam met die hulp van die dataverwerking wat BFAP doen om scenario's op die tafel te sit om produsente te bemagtig vir die nuwe seisoen wat voorlê. En ek dink almal wat op die oproep is vandag is baie deeglik bewus van die absolute uitdagende seisoen wat ons agter die rug het en die uitdagende seisoen wat ons nog steeds in die gesig staar. En daar's baie faktore wat op die oomblik besig is om die koringbedryf te onderdruk. En dit is met daai gesindheid wat ons scenario's by BFAP gaan toets het. En ek moet my hoed afhaal vir die BFAP span. Ons het met redelike klomp uit die boks uit idees gekom. So ek persoonlik sien baie uit vir wat die span vandag vir ons gaan wyser maak. En met dit stel ek dan ook graag die span voor wat ons vandag hier het. Saam met ons is Prof Ferdi Meyer wat bietjie gaan gesels oor die makro-ekonomiese omstandighede en so ook die markomstandighede. Saam met Prof Ferdi is ook Divan van der Westhuizen, ook van BFAP af. Hy gaan bietjie gesels oor van die plaasvlak analises wat ons gedoen het. En dit sluit onder meer in hoe lyk die winsgewendheid vir die wintergraanbedryf. En Divan, ek moet sê dit is nie 'n maklike taak om aan te pak nie. En Divan gaan ook 'n bietjie met ons gesels oor koringpryse en die invoerdinamika wat ons moontlik hierdie seisoen kan sien. Ons het ook vir Helga Otterman wat bietjie gaan gesels oor die DIFM projek wat Graan SA saam met BFAP aanpak. As daar nie te veel vrae is nie, gaan ons ook 'n bietjie daaroor gesels. So met dit, Prof Ferdi, gooi ek graag die bal oor na jou kant toe om die webinar vir ons af te skop. Dankie Helene en goeiemiddag almal. Kan julle my mooi hoor? Yes. Fantasties. Baie dankie Helene en al die boere wat op die oproep is. Ek vind soos wat Helene ook nou presies gesê het, dit is nie 'n maklike ene nie. Is 'n moeilike seisoen en daar's regtig 'n groot klomp eintlik onsekerheid ook in die mark. So wat ons vir julle gaan aanbied is 'n moontlikheid. En ons kyk ook spesifiek so 'n bietjie terug en om te probeer verstaan hoe tendense, hoe het ons hiervoor kom waar ons nou is. En dis ook 'n kombinasie van makro-ekonomiese faktore as ook dan plaasvlak, soos wat boere in Suid-Afrika aanpas by die omgewing en by die ekonomie en besluite neem in opsigte van gewasse of hulle met meer plant of minder plant, meer produseer en dan ook die verbruikerskant. Dis maar die balans tussen die vraag en die aanbod wat oor die langer termyn baie interessante tendense vir ons gee, maar dan ook natuurlik krities is vir ons volhoubaarheid oor die langer termyn. Ek gaan vinnig oor die oorsig net spring. Helene het nou vir julle mooi al aangerei waar ons wil gesels. En as ek nie 'n hand sien of raak sien, Helga of Helene, Marion help sommer net om te stop en dan gesels ons sommer onmiddellik as daar 'n vraagie is of iets is wat onduidelik is of as die grafiek of enige vrae is rondom 'n spesifieke lyn. So kom ons kyk net gou 'n bietjie net vinnig na die wêreld weer waarna ons onsself bevind. En hier is dit maar net 'n eenvoudige wêreld wat in die laaste 3-4 maande dramaties geskuif het in die sin van watter rigting dinge beweeg. En ook die mate van sekerheid of onsekerheid in die wêreld. So ek dink in breë trekke lyk ekonomiese groei so bietjie vinniger as wat ons gehad het. Julle sal onthou, dit was nou 'n kombinasie van COVID en toe natuurlik die oorlog in Oekraïne wat nog steeds aan die gang is. En dan praat mense altyd en partykeer dan sê ons
ons vergelyk die omstandighede voor COVID en na COVID en tot watter mate die wêreld herstel. Nou, die IMF se nuutste syfers wys nog steeds dat daar groei is en dat dit versnel, maar dit is nie, dit skiet definitief nie die ligte uit nie. En saam met dit gepaard is daar nou 'n groter vlak van onsekerheid wat hoofsaaklik nou deur Amerika gedryf word. En dit is 'n kombinasie van natuurlik die tariewe, invoertariewe wat gehef word, die Trump tariffs, soos wat dit nou algemeen bekend is. En as 'n mens ekonomies daaroor dink en Trump praat ook daarvan en sê oor die kort termyn sal dit eers pyn wees vir die ekonomie en dan gaan dinge beter gaan. Nou dit moet 'n mens nou maar bepaal op watter mate dit gaan uitspeel oor die langer termyn. Oor die kort termyn sien ons 'n opflikkering van inflasie. As 'n mens net blootweg oor die logika daarvan dink, as almal begin invoertariewe instel en ons sien byvoorbeeld China wat nou weer, daar's nie net 'n retaliation, as ek die Engelse woord kan gebruik, teenoor Amerika, maar dit beïnvloed ook die hele wêreld se handelspatrone en wat jy betaal vir wat se pryse. So met ander woorde, as elkeen sy tariewe opskuif, roumateriale word duurder, kyk 'n mens na hoër inflasiekoers. Hoër inflasiekoers is dan kan moontlik 'n verhoging in rentekoerse eskaleer en dan kan dit weer 'n gevolg hê tot die wisselkoers. So en dit is dan wat eintlik aan die uitspeel ook nou vir die komende koringseisoen, kan dit na twee kante toe gaan. Op die oomblik lyk ons rand baie sterk en hy's van 'n baie sterk mededinger ook in die ontsluitende mark. Maar dit kan verander afhangende van die rentekoers, die relatiewe verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika. Of trouens dan nou die dollar. Ek dink daar is tekens, ons het al baie gepraat oor die GNU en ons het nie vandag baie tyd nie, maar die regering van nasionale eenheid sien ons baie interessante uitspeel in wisselwerkings, positief en negatief. En ek dink 'n voorbeeld daarvan is natuurlik die begrotingstoespraak wat teruggehou is. En daar kan mense nou sien die dinamika het heeltemal verander. Ek dink dit is nie meer so maklik vir die ANC om net eenvoudig beleid af te kondig nie. Daar is 'n rede ook vir onsekerheid en kommer as ons nou weer dink oor die grondwet en veranderinge of eintlik wat net goedgekeur is wat al eintlik lankal in die pipeline was en wat ons oor praat en al baie gelees het oor. So oorhoofs, as ons net gou kyk na die uitkyk na die Suid-Afrikaanse ekonomie, sien ons ook 'n versnelling en dit is deur ons kollegas wat ons samewerking met die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek in Stellenbosch Universiteit. En dan kyk 'n mens hier ook na die wisselkoers. Nou daai wisselkoersskuif boere is 'n belangrike eenheid, want hy dui tog aan dat dit sterker word. So en 'n sterker wisselkoers het die impak van invoerpariteitspryse wat onder druk kan kom na later hierdie jaar. Maar soos wat ek al genoem het, dit hang af wat daai verhouding is met ons wisselkoers, rentekoers en die wisselwerking met die Amerikaanse dollar. So die scenario wat ons vir julle aanbied, werk ons op 'n 18.30 wisselkoers vir hierdie jaar. Hy is nie ver van daai vlakke af tans nie, hy is 'n bietjie sterker, partykeer bietjie swakker rondom daai 18.30 vlakke. Maar oor die langer termyn, as 'n mens daai 2030 scenario sien, dan sien ons tog wisselkoerse wat weer stelselmatig verswak. En dit het maar ook te doen met die strukturele verandering van ons ekonomie relatief tot die wêreld. Byvoorbeeld ons logistiek, as ons groter oneffektiwiteit op ons eie ons arbeid het, ons produktiwiteit van ons ekonomie, dan is dit maar eintlik die realiteit dat oor tyd moet die wisselkoers bietjie pas gee. As ons dan net na die kort termyn kyk wat ons nou in die gesig staar in die nabye toekoms, die volgende jaar, dit is 'n jaar wat vreeslike verskillende klimaatspatrone gebring het. Aan die begin vreeslik droog, baie laat begin in die somergedeelte. En dan het ons nou weer gebiede gehad wat groot reën ontvang het. Julle het self gesien hoe lyk die someroes en natuurlik dan vir die winter reënvalgebied. Op hierdie stadium as 'n mens kyk na die tekens van La Niña versus El Niño, dit is vir die winterreënvalgebied nie so relevant of so krities soos die somerreënvalgebied.
En op die oomblik is die aanduidings dat dit 'n neutrale, ons skuif nou van wat eintlik maar hoër La Niña was, na 'n waarskynlikheid van 'n neutrale jaar of selfs 'n natte jaar, nog weer 'n La Niña effek. So dis wat die weer betref, maar daar in terme van DFAP het ons ook verskillende scenario's. Nou soos wat julle weet, koring is ons netto invoerders, en die grootte van die oes het nie so 'n groot impak, eintlik 'n baie minder impak as mielies. Mielies het ons dramatiese skuiwe tussen invoerpariteit en uitvoerpariteit afhangende van ons binnelandse vraag en aanbod verhouding, maar aan die koringkant bly ons maar netto invoerder van koring. En het jou grootte van die koring is eintlik 'n baie kleiner impak op die pryseffek, natuurlik 'n groot impak op die winsgewendheid van boere op plaas, wat dit by opbrengste uitkom. Dan het ons net ons siektes en biosekuriteit wat 'n groot impak speel. Weereens koring, omdat dit grootliks in die menslike gebruiksmark gebruik word, is die afgeleide vraag na veevoere het nie so 'n direkte groot impak soos byvoorbeeld by geelmielies, maar dan moet ons dink aan canola en canola koek wat geproduseer word, en met die vooruitsigte wat ons het, wat ons redelike hektare, nog addisionele hektare in die canola bedryf voorspel, dink ons ook in terme van die koekmark en die veevoer afsetmark speel dit 'n baie groter rol en 'n toenemende groter rol, veral in die groei van die canola bedryf. Infrastruktuur kan ons nie baie meer oor sê nie. Daar werk Graan SA Kliphard ook in die masterplan. Daar is gesprekke, maar ongelukkig om oor te gaan tot aksie bly landbou baie keer op die agtervoet. Ons het hier en daar verbeteringe. Ons het byvoorbeeld in die Kaap gesien hoe canola skepe redelik vinnig gelaai kan word. Soil self, die private instansie, die verwerkers het 'n groot moeite gedoen om vinniger te kan uitvoer. So daar het ons verbetering gesien en dit sal in die toekoms definitief 'n groot verskil maak. Om van die surplus canola, as daar surplus canola sou wees, uit die Weskaap mededingend te kan uitvoer. So dit is 'n klein, ons noem dit maar groen halmpie, in die groter infrastruktuur uitdaging wat ons het. Die handelsbeperkings speel definitief 'n groter rol, ook in die toekoms, veral nou wat aan die gang is met die politieke dinamiek wat uitspeel, wat lande definitief meer na hulle self gaan kyk en wat dan 'n klomp veranderinge ook moontlik kan bring ten opsigte van regulasies, afgesien net van tariewe. Dan skuif ons net gou oor na die uitkyk, die outlook, en hier wys ons vir julle net so afgelope 20 jaar of van die jaar 2000 af. En hier kry mense net 'n algemene gevoel oor 'n tendens. Ons deel maar landbou op in 3 hoofbedrywe. Dit is nou die field crops, dis nou waarin koring ook lê, jou koring en jou somergrane, canolas, oliesade is almal hierin. Daai rooi lyntjie is jou vrugte en jou groente, jou hoë waarde produkte, en die groen lyntjie is ons lewende hawe produkte. So dis die 3 hoofsektore. En as ons net fokus op grane, dan kan 'n mens sien die tendens van 2010 af het eintlik grane en oliesade redelik sywaarts beweeg. Dit is nou omsetgewys in reële terme. Met ander woorde nie dramaties gestyg nie in reële terme as ons nou inflasie afneem. Maar kyk net bietjie hierdie stygings van 2020 af. Dramatiese stygings in reële terme en selfs tot so 'n mate dat vir 2021-22 was die omset van grane weer op 'n vlak hoër as in die geval van groente en vrugte. En dit was natuurlik met die dramatiese stygings in pryse, ook in reële terme. So ons het dit gesien, boere het ook uitgebrei, ons gaan nou oor die hektare gesels, maar as ons nou kyk na hierdie afgelope 2 seisoene, het pryse al baie ver geval. So op sy piek het wêreldpryse in 2022 met die oorlog in Rusland het selfs koringpryse hier gaan draai by $500 'n ton, en sedertdien het wêreldpryse al geval hier na $230-220 'n ton. So dis 'n enorme daling in wêreldpryse van koring. Ons is tot 'n mate beskerm in Suid-Afrika by die verwysingsprys, waar die invoertarief nou ingeskop het, en ons gaan nou net daaroor 'n bietjie gesels, waar hy te laat ingeskop het, maar ten minste op
word ons beskerm op 'n vlak van enigiets onder 292 wat nou die verwysingsprys is, kry ons eintlik nie die fluktuasies afwaarts nie, maar die wêreldprys is al baie laag as dit. Ons kry baie vrae oor die uitkyk, hierdie langer termyn tendens waar ons tog sien dat grane sywaarts en so klein dalende tendens het. Nou, dit is in reële terme en wat hier aan die gang is eintlik hektare. Dis hektare wat oor hierdie periode in produksie ingekom het. So as ons nou kyk net, ek gaan sommer hierdie grafiek wys. As ons net kyk na die wintergraangebied, het ons 'n styging gehad in hektare. So by die 70-80.000 hektaar in die wintergraangebied. En dit was op die eintlik hoofsaaklik hier van 2020 af. En dit was op die rug van baie hoë pryse in reële terme. Nou as 'n mens na wêreldpryse kyk in reële terme, hierso dis nou in nominale terme en hier kan 'n mens sien hoe ver het hulle afgekom. Oor die langer termyn is die projeksie dat in reële terme pryse weer gaan begin daal. En as daai pryse in reële terme daal oor die langer termyn, dan sien ons van hierdie marginale of ons sê nou maar hektare wat 'n stygende reële prys nodig het. Daai hektare kan moontlik weer onder druk kom en daal. Daar is wel 'n skuif in hektare na canola toe. Ons sien 'n sterk styging nog steeds in canola, nie so vinnig soos wat hy was in die verlede nie. Maar ons kyk na canola hektare nog so 20-30.000 hektaar by. So by die 170.000 hektaar, 180.000 hektaar canola in die langer termyn. En dit gaan natuurlik baie afhang dan ook, ek het nou net gepraat na die grootte van die veevoerbedryf, of canola dan noemenswaardig sy koek in daai Weskaapmark kan inskuif, ook in die hoenderbedryf, die suiwelbedryf word nou hoofsaaklik al is afhanklik van canola se koek, maar dan gaan dit ook baie afhang van die vleisbedryf of die hoendervleisbedryf trouwens en van die ander veevoere, tot watter mate ons canola in daai mark kan insit. Maar soos ek het nou net al genoem het, as ons mededingend 'n sekere surplus volumes uit die canola mark uit kan haal, gaan dit ook 'n groot verskil wees. So dit is dan net so half oorsigtelik, is dit duidelik, en Divan gaan nou 'n bietjie oor die kostestrukture praat. Die bedryf is onder druk en dit kom maar van die internasionale markte af wat ook baie onder druk is. En tensy ons 'n sterker ekonomiese groei internasionaal weer kry wat reële pryse kan ondersteun, is dit ons basislynprentjie. Basislynprentjie lyk altyd baie stabiel, want ons aanvaar normale reënval. Maar soos ek genoem het, dit is dan wat ons hier met Graan SA saam met julle alternatiewe scenario's kan bou, waar ons byvoorbeeld kan kyk na vinniger ekonomiese groei, en dan kan 'n mens sien hoe daar moontlike veranderinge in hierdie tendense plaasvind. Ek gaan aanbeweeg, ek weet die tyd stap aan. Ons het nou al so redelik oor die wêreldmarkte gepraat, en ons sal ook hierdie inligting aan julle bekendstel, en julle kry ook lekker markverslae van Helene en haar span af, so maar net kortliks om te sê, die wêreld het ongelooflik herstel na die skokke van COVID. Die oorlog is nog steeds aan die gang, maar soos wat ons as boere gereageer het en meer hektare ingeskuif het en uitgebrei het in produksie, hierdie res van die wêreld het van gebiede in Noord- en Suid-Amerika en Australië byvoorbeeld het herstel en het hektare ingeskuif wat in die verlede nie in produksie was nie. En tot 'n mate weer waar daar hektare onder druk was in Oekraïne, is daai hektare vervang en sien ons eintlik nou dat die supply, jou vraag en jou aanbod in die wêreldmark baie meer stabiel is en daarom sien ons pryse wat onder druk is. So ek dink dis maar die kort boodskap daarvan. As ons dan nou kyk na ons binnelandse pryse, dit is nou ons import parity van koring, invoerpariteit, daar is ons SAFEX prys en ons wys hom hier sommer so die laaste 10 jaar, kan 'n mens sien, dit is die invoerpariteitsprys en die SAFEX prys wat so net so onder die invoerpariteitsprys verhandel. En dan het ons hierso die garsprys wat gekoppel is, dis nou die Caledon prys, hy's gekoppel aan koring, daarom sy baie hoog gekorreleerd met hom. En dan die Mildor, dis nou die melanas of die prys by die verwerker in Caledon van canola. En kan 'n mens hierso sien die tendens, hierso is ons projeksie vir 2025, dit is 'n prys,
'n middelprys net so bo R9.000 per ton vir canola. Dit beteken 'n produsenteprysie van 8.400 en koring ongeveer waar hy nou verhandel, hier rondom 6.100, 6.200 Safex pryse en Divan gaan nou dan natuurlik nie daaroor praat wat die implikasie dit is. In die Weskaap trek mense die vervoer differentiaal en al die ander dinge daarvan af. Ons is besig om nog verder hier aan te werk en ook in samewerking met Graan Suid-Afrika om fyner te kyk oor invoere. Daar is baie vrae oor invoere tans oor die meganisme van die invoertarief wanneer hy getrigger word, wanneer die sneller daar is, wanneer die nuwe berekening is en wanneer hy gepubliseer word, dat daar redelike snoering is op daai invoertarief. Maar afgesien van dit is daar ook belangrike tendense wat is besig is om te skuif. Wat ons in die verlede, kom ons sê van 2013 na 2020 groot volumes van die Swartsee af ingevoer het, is daar nou groter volumes van Oos-Europa af. So hierdie geel stafies hierso is Oos-Europa koring en dit sluit nou die Swartsee uit. En dan hierso het ons nou 'n gedeelte hier meer onlangs, daar is nog steeds Swartsee koring in, maar dan ook 'n klompie Australië koring. As die mense hier sien van 2021, 22, 23, 24, laaste 3-4 jaar, kom ook 'n klompie koring van Australië af, wat in ons voor-COVID tyd nie regtig gesien het nie, maar eerder Duitse koring gesien het. So, handelspatrone is definitief aan die skuif, en dit het ook 'n groot impak dan op die berekening van jou pariteitspryse. Soos gesê, hierdie is nog steeds werk in proses, waar ons dan kyk na tydsberekening, ons kyk na kwaliteit. Hierdie is van SAGL, van die syfers en die bevindinge rondom kwaliteit van koring. Daar was ook dit is nou 'n tans 'n aktiewe gesprek in die koringkringe rondom kwaliteit van koring, waarvoor ons teel en of dit moontlik sou wees om van hierdie kwaliteitsaspekte te behou en nog steeds hoër opbrengste te kan teel, en of dit moontlik is ons kwaliteits, hoe vergelyk ons koring in vergelyking met die res van die wêreld. En hier kan ons sien byvoorbeeld proteïene lê by 12%, dis die gemiddelde proteïene van die ingevoerde koring. En hierso staan proteïenvlakke vir die res van die wêreld. So dit is die invoersyfer, of die syfer vir die ingevoerde koring baie in lyn met ons Suid-Afrikaanse koring. Hierso is die valgetal, miskien so knertsie bo Suid-Afrikaanse koring, maar dan kyk ons weer na bakgehalte, is ons heel wat bo kwaliteit van ingevoerde koring, en dan die milling kwaliteit is ons basies in lyn met die ingevoerde koring. En dan as mense nou vra, hoe vergelyk ons Safex prys met ingevoerde koring se prys, dan het ons hier nou al 'n grafiek gebou, hy's lekker besig. So ons sal hierso dit bietjie opskryf en verduidelik wat ons observasiestand is. Hierso is afgelope 5-6 jaar. Kan 'n mens kyk hier na die Safex rooi lyn, en dan die geweegde prys van die ingevoerde koring. Met ander woorde, hier vat ons die import parity prys, soos wat Graan SA dit ook bereken en publiseer. Ons maal dit met die werklike volumes wat van daai oorsprong af ingekom het. So as 'n mens nou kyk vir 2024, was daai ingevoerde koring se prys onder die Safex prys. So Safex het verhandel bo die invoer of die prys wat werklik betaal is vir ingevoerde koring, maar dan in vorige seisoene het Safex weer onder dit verhandel. So byvoorbeeld in die jare waar wêreldpryse baie hoog was, het Safex tot 'n groot mate hier 500 amper R1.000 onder die invoerpariteitsprys verhandel, en dan die meer onlangse seisoen het hy bietjie bo dit verhandel. En dan het ons natuurlik die laaste grafiek hierop, en dan as ek amper deur, dan kan ek oorgee aan Divan, net weer die tydsberekening rondom wanneer die tarief wanneer hy afgesit word, met ander woorde wanneer die prysformule sê dan moet nou 'n nuwe tarief aangekondig word, en dan wanneer die periode wanneer die tarief werklik aangekondig word. Nou die tarief of die periode waar dan nou natuurlik 'n groot vraagteken oor is hier aan die einde van laas jaar, of hier rondom September, Oktober, was daar 'n baie hoër tarief wat eintlik aangekondig moes gewees het, maar daai tarief is eers baie laat in die jaar
geproduseer. En daai periode het daar klompie koring ingekom wat eintlik dan onder baie laer tarief ingekom het as was dit eintlik die geval moes gewees het. Ons het wel periodes ook waar die tarief laer moet wees, waar hy nog 'n klompie maande aangehou het. So ek dink kort om opsommend op hierdie ene en daar is die produsente aan graan SA kant sowel as die verwerkers, almal is dit eens dat daar beter meganisme gevind moet word om daai sloerings uit te skakel, want dit skep onsekerheid aan beide kante en 'n beter meganisme weet ek is die bedryf tans mee besig om daaraan te werk. Ek gaan daar ophou en miskien net vra, is daar enige spesifieke vrae op hierdie oomblik voordat ons na die plaasvlak dinamiek vanuit die wand kan kyk? Dit lyk nie of daar enige vrae is nie, Ferdi. Oom Andries. Ferdi, goeiemôre. Net 'n vraag hè. AGOA en wat gaan die impak op ons sitrus uitvoere Amerika toe wees? En ek vra baie spesifiek want ons het 'n 300,000 ton tariefvrye invoer van koring en wat destyds 'n onderhandelde uitkoms was vir koring uitvoer af sitrus uitvoere Amerika toe. So as daai deel platval, dan behoort daai tariefvrye koring uitvoere ook saam daarmee te gaan, hè? Ja, Andries, jy is heeltemal reg. Ek dink die onderhandelinge wat nou gaan plaasvind, gaan 'n groot impak hê. Na nie net 'n mens is altyd geneig om te kyk net na ons eie bedrywe, jy's heeltemal reg, kyk na sitrus het implikasie vir koring. Landbou het 'n implikasie vir motorvoertuie en motorvoertuie het weer 'n implikasie vir minerale. So jy's heeltemal reg, Andries. Dit gaan 'n groot impak uitspeel in die volgende ronde. En ek dink daar's redelik eensstemmigheid dat die kans dat AGOA gaan voortgaan onder hierdie omstandighede is onwaarskynlik en dit gaan definitief 'n impak kan hê op daai kwotas. Dis heeltemal reg. So Andries, net gou kort, die implikasie daarvan gaan natuurlik wees, dit kan meer ondersteuning bied, nie? As daai kwota sou wegval, dan sal daar definitief ondersteuning in die mark kan wees vir daai komponent, daai 300,000 ton wat tans onder daai kwota aangevoer is. Enige ander vrae nog? Ek kan miskien een laaste ding Helene, ons gaan met julle in kontak wees. Ons is nou besig, daar's eintlik 'n klompie bedrywe wat ons vra vir die scenario's om dit uit te modelleer. En ons sal met julle in gesprek wees, Andries, dat daai goedjies, daai impakte ook na julle toe kom. As daai inligting sal dan, so gou as wat ons daarin gewerk het, sal ons dit bekend maak. Dit sal goed wees, baie dankie Ferdi. Oom Andries, is dit 'n nuwe hand of 'n ou hand? Ek wil net vir Ferdi sê dat wanneer ons kyk na die modellering en die uitspeel van hierdie goed, as jy gaan kyk na daardie wat ons tans nou meer van die Oos-Europese lande invoer, en daardie kwaliteitsanalises wat jy vandag hier gewys het, mag ons geen koring vrystel in Suid-Afrika nie, want die mudding en baking worth is te swak. So goed wat ingevoer is, mag ek nie vrystel of ons nie vrystel in hierdie land nie. Ja, Andries, ek dink daai, soos wat ek sê, dit was nou die eerste resultate, of ons net gekyk het na wat ons tans het op terme van data, maar ek dink dis 'n baie aktiewe gesprek tans. Weet nie Helene of jy ook nog ietsie daaroor wil sê nie, maar by die werkgroep is daar ook baie daaroor gesels. En ek dink dit is daarom sal 'n mens baie fyn na daai data moet gaan kyk. Kyk wat is die kwaliteite en dit wat ingevoer word, wat lokaal is, wat nodig is, en dan moet 'n mens van daar af dit vat. Ek kan dalk net een ding byvoeg voordat ons vir Divan oorgee, maar wat ons nou veral met die tarief sien gebeur het, omdat die tarief nie inskop vir daai 300,000 ton Europa
verhandelingsooreenkoms nie, is ons nog steeds besig om sitrus uit te voer Europa toe, maar die koringtarief staan stil. So dis nie net van die produsente en van die verhandelaars se kant af wat ons druk op die regering begin sien nie, maar ons sien nou van ander industrieë af ook druk wat besig is om geplaas te word om hierdie tarief aan die gang te kry. So daar's 'n groot oorspoel effek in die industrie met baie nagevolge. Divan, met dit, as daar nie nog vrae is nie, gee ek graag oor aan jou. Goeiemiddag almal. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om met julle span te gesels en te probeer ook julle moeilike besluite. Daar's nie altyd maklike antwoorde vir die goeders nie, en soos wat Ferdi ook genoem het, die risiko's bly hoog. Daar is baie veranderlike wat ons tans sien, maar die doelwit is om hierdie tendense uit te pak en te sê, weet wat sien ons in die data en wat is moontlikhede en weet waar kan ons moontlik op fokus. En die doel vir vandag op die plaasvlak, met die plaasvlak dinamiek is om te gesels, vinnig te kyk na die koste van insette. Ek dink as mens kyk, so 'n paar jaar terug, 2021, 2022, het baie van die insetkostes het al afgekom, maar as jy nou 'n bietjie langer terugvat, bly dit nog steeds hoog relatief tot daai periode voor die oorlog en voor COVID. So as ons nou 'n bietjie daarna kyk, verder het gesels oor die kommoditeitspryse wat afkom van daai 2022 en 2021 vlakke, wat dan natuurlik jou marges of winsgewendheid dan onder druk sit. En dan ek dink die doel is ook om 'n bietjie te kyk na ons koste-tendense oor 'n langer termyn, en spesifiek, ek meen oorhoofse kostes is altyd 'n baie moeilike kom ons noem dit topic om oor te gesels, omdat dit baie uniek is van produsent tot produsent. Maar mens kan begin van hierdie tendense uitpak, en ons wil graag met julle 'n paar van daai idees deel. En dan laastens net om te kyk na die implikasies van bietjie laer kostes, maar nog steeds hoog relatief tot 2019 en ook die laer kommoditeitspryse. Wat is dan moontlikhede ten opsigte van winsgewendheid? So dit is die doelwit vir die plaasvlak gedeeltes, die volgende 4 of 5 slides. So eerstens wat ons ek het gepraat oor die kostes, en op hierdie grafiek wys ons 'n paar, kom ons sê, sleutel veranderlikes of sleutel insetkostes. En julle sal sien in die groen staafies vergelyk ons hierdie jaar Februarie 2025 met die piek, so wanneer die hoogste was, en dit was tipies in daai periode Junie, Julie, Augustus 2022. En daar kan ons net kyk nou byvoorbeeld hoe baie het van hierdie kostes al afgekom. Kyk byvoorbeeld helium daar in die middel 47% laer, diesel 23% laer, en dan op ons onkruide en insekte en daai kostes het ons al baie afgekom. Maar as ons kyk byvoorbeeld na die blou staafies en dit vergelyk Februarie 2025 met daai periode in 2019, dan kan ons die argument maak dat insetkostes kan of moet nog baie afkom, of ons hoop dit kom nog baie af. En ek dink die punt op te maak is dat ons is nog nie naaste by daai vlakke van 2019. En ek dink verder het ook genoem die wisselvalligheid in ons internasionale spasie en ook die politiek, bly dit maar 'n riskante, kom ons sê, omgewing, wat natuurlik die markte en die kostes van ons insette beïnvloed. Dan kan ons aangaan na die winsgewendheid, en hier het ons dit goed gedink om bietjie verder terug te gaan. So ons het gekyk na 'n reeks kom ons noem dit maatstawwe of indikators. Ons het gekyk byvoorbeeld van 2006 af, het ons gekyk na opbrengste, ons het gekyk na pryse, en dan maar natuurlik na jou prys wat jou opbrengs om jou omset te kom. En dan het ons ook gekyk na van hierdie voorbeelde vir direkte kostes en oorhoofse kostes, en net kyk na daai tabel aan die linkerkant, die totale kostes dan, en dan ook wat het met marges gebeur. En daai persentasie wys vir ons 2 periodes. Die eerste een is van 2006 tot 2025, en dit is die jaarlikse persentasie veranderinge in hierdie sleutelfaktore. So byvoorbeeld net om uit te lig opbrengs, kan julle sien oor daai periode 0,3% per jaar gestyg. Pryse oor daai selfde periode 6,4%, en dit gee dan jou omset het dan amper 7% gestyg.
Maar as mens byvoorbeeld in dieselfde doen vir direkte koste en oorhoofse kostes, en daar kan jy sien direkte kostes het ook teen 6,3% gestyg, maar kyk bietjie daai oorhoofse kostes, omtrent 2-3% hoër as wat direkte kostes gestyg het. Ja, dit kan dalk van 'n laer basis af wees, maar daar kan mens net sien jou totale koste oor daai hele periode het eintlik vinniger toegeneem, wat dan vir ons hierdie tipe koste knyp dan kan veroorsaak. En as mens net kyk van daai 2021, 2022 jare wat baie goed was van 'n prys en opbrengsperspektief af, as jy dit nou in die korte termyn vat, 23, 24 en 25, kan mens net sien wat het byvoorbeeld hoe het ons marges begin squeeze, 22% afgekom, totale kostes nog nie naaste by afgekom soos wat byvoorbeeld ons omset afgekom het nie. En ek dink dit skep amper half daai behoefte om bietjie dieper te kyk na van hierdie kostes, veral op oorhoofse kostes. Dan op die middel grafiek het ons nou net die bruto marges en die oorhoofse kostes daar gaan sit. Daar kan julle sien byvoorbeeld 2011-12 het ons in ons blou stafies marges eintlik mooi geklim. En dan is dit amper die step change na 2021, 2021 wat ons marges baie opgegaan het. Maar kyk bietjie na daai oorhoofse kostes. As jy dit oor daai hele termyn vergelyk, soos ek net genoem met 9,2% per jaar gestyg ons oorhoofse koste komponent. En dan as in die derde grafiek heel regs, as mens nou kyk na hoe ons altyd probeer uitbeeld is jou oorhoofse koste as 'n persentasie van jou direkte koste. En as mens kyk na daai periode voor 2020 was dit omtrent hier 'n omgewing van 30%. Dit wil sê jou oorhoofse koste is 30% van jou direkte koste. En as mens meer onlangs kyk, het dit opgegaan na 2024 toe. So mens moet hierdie oorhoofse kostes gaan uitpak om regtig waar te bepaal na wat was daai items? Is dit byvoorbeeld rente? Is dit byvoorbeeld ons grondpryse? Is dit grondhuur as 'n produsent grond sou gehuur het? Is dit administrasie, sekuriteitskostes? Maar ek dink mens moet met 'n baie fyner oog kyk na hierdie oorhoofse kostes, amper half dieselfde soos wat ons direkte kostes hanteer. Elke kan na die volgende grafiek toe gaan. So mens kan dieselfde doen dan om dit amper half uit te beeld op 'n gelykbreek opbrengsvlak. En hier het ons dieselfde gaan doen, net om vir ons self die vraag te vra, het ons gelykbreek vlakke verander laaste paar jare? En hier kan jy net sien, het ons net twee gegroepeer. So die bloue sê vir ons wat is ons gelykbreek opbrengs op ons direkte kostes, en aan die groen gedeeltes kan mens dan jou oorhoofse kostes bysit. So net om 'n paar van hierdie punte net laat ek kyk, 2007 kan mens sien was ons totale gelykbreek vlak omtrent 1,7 ton per hektaar. Dit het redelik gestyg na omtrent 2,2 ton per hektaar, baie kom ons sê sywaarts op en af, maar redelik hier in 'n omgewing van 2 na 2,3 ton beweeg. En toe in die laaste paar jare, toe COVID, toe ons kostes so opgegaan het, ons vervoerkostes het opgegaan, weer die wisselkoers wat baie swakker, en dit het natuurlik, die kombinasie daarvan het ons gelykbreekvlakke opgedruk na bo 2,5 ton per hektaar. So die vraag sal nou wees, sal hierdie in 2026 en 27 sal ons oorhoofse kostes weer in lyn kom met ons historiese tendens. Dit sal mens moet mooi dophou. Ek dink die punt om te maak is net, soos wat ek in die vorige grafiek gewys het, is dat ons oorhoofse koste komponent, as mens kyk na sy aandeel in ons totale kostes dit het groter geword. En daar kan jy net kyk na daai heading, daarso jou required yield to cover overhead costs have increased from min of meer 0,4 ton per hektaar in 2007 tot net onder 'n ton per hektaar. So ons oorhoofse koste komponent word groter, en ek dink mense moet baie nouer en fyner gaan kyk na wat is die redes hoekom daai kostes opgegaan het. Dan net om te kyk na 'n bietjie van 'n ons uitkyk vir ons winsgewendheidsvlakke, en wat ons op hierdie grafiek wys is net jou bruto marges. Dit beteken ons sluit nog glad nie ons oorhoofse koste komponent hierin nie. En dit vergelyk met net sekere kommoditeite vir sekere gebiede. Daar kan julle sien dit is 'n bruto marge in R1 per hektaar vir byvoorbeeld koring geproduseer in die Suid-Kaap en in die Swartland, en daar kan jy net sien daai groen stafies hoe goed ons 2020 en 2021 vlakke was. 2018 en 2019 was nie so goed as gevolg van, kom ons sê, opbrengste, en ook in die geval van daai lae pryse voor COVID en die oorlog. Canola, as mens dit vergelyk relatief tot koring, het hierdie marges nie so baie afgekom nie, en verder het ook gepraat oor daai ondersteuning wat ons gesien het byvoorbeeld in ons groenteoliemarkte,
en dan het ons ook dieselfde vir gars. En daar kan ons net kyk na van hierdie plaasryprys aannames wat ons vir hierdie jaar gebruik byvoorbeeld. So koring verder het genoem is omtrent 6 net oor die R6.000 per ton. As jy jou vervoering alles dan aftrek, dan kom ons net so oor die R5.100 en verder het ook verwys na canola pryse wat omtrent met R8.400 per ton. En dan opbrengste, dit gaan verskil as jy kyk na Swartland, jou Rooiberg, daai kom ons met jou meer droë gebiede daar noord en dan suidelike Swartland jou opbrengste gaan eintlik daar verskil, maar daar werk ons met so tussen 2.9 en 3.1 ton, bietjie laer dan vir daai ons rooi verhoog gedeelte en dan canola enigiets tussen 1.3 en 2.1 ton per hektaar hang af wat se gebied jy produseer. As mens kyk bietjie na die marktes vir 25 en 26, so ek dink veral in die Swartland, daai blou kan mens net sien, die blou stafies, hoe marktes eintlik bietjie afgekom is, as jy die oorigse koste komponent daarby sit, kan mens sien dat marktes onder baie druk was, en dan is daar so 'n matige verbetering, soos wat ons hopelik verwag dat opbrengste in normale seisoen kan beweeg word. En dan hierdie is die laaste grafiek, net om bietjie uit te brei weer eens oor die oorhoofse kostes, en net ons probeer amper of bepaal net om te sê dat op watter vlakke begin dit gevaarlik raak. En daar aan die linkerkant kan jy net sien, daar is 'n oorhoofse koste sensitiwiteit en dan wat ons sê die impakte op marges en ook ons gelykbreedvlakke. En daai dit is vir die Swartland en daar's ons twee tabelletjies, die een is die netto marge en dan ook die gelykbreed opbrengs. En daar kan jy net sien in die groen gedeelte werk ons tans omtrent met 'n 44% oorhoofse koste op direkte koste en in daai geval sal jy omtrent R2.000 per hektaar maak, gelykbreed vlak van omtrent 2.5 ton per hektaar, maar sodra jou kostes, jou oorhoofse koste komponent na 50-60% toe gaan, en as mens dit in rand en sent uitdruk, is dit tussen R4.000 en R5.500 per hektaar, dan kan mens sien ons beweeg in 'n groter risiko vir negatiewe marges, veral in 'n seisoen waar dit droog is. Byvoorbeeld as jou oorhoofse kostes 50% is, marge van net so onder 1.500 en 60%, dan begin jy amper of negatiewe marge sien, en dan gaan jy op gelykbreed vlak op na 2.8 ton per hektaar. En dan as jy kyk na die regterkant se tabel, het ons amper of net hipotetiese scenario's gaan bou, en dit spreek maar tot jou plaasvlak besluitneming, en daar het ons byvoorbeeld gesê dat sê nou maar koop 'n nuwe trekker van 2.8 miljoen rand of twee nuwe trekkers, of ek moet grond, medium tot hoë potensiaal grond koop of verskoop 100 hektaar grond, en natuurlik hierdie word nou uitgesprei oor jou finansieringsperiode, maar kyk net wat gebeur byvoorbeeld met jou gelykbreed opbrengs. Byvoorbeeld, so kom ons werk met 2.5 ton per hektaar ons baseline. As jy 'n nuwe trekker koop van 2.8, dan gaan hy omtrent op met 150 kg per hektaar. As jy twee nuwe trekkers koop, dan gaan hy op van 2.5 na 2.9 toe en dan grond in dieselfde omgewing. So ek dink die punt om te maak is dat ons risiko's is baie hoog. As mens nou hierdie gelykbreed vlakke kyk, om op te som, is dit gesien die kostes het afgekom, maar dit bly nog steeds hoër. Dit sit hierdie uitdagende omgewing op ons marktes. Ons oorhoofse kostes gaan ons baie beter moet kyk. En ek dink dit is die punt wat mens wil maak is dit is krities om te kyk na mense rapportering van jou oorhoofse kostes, jou finansiële state, die monitering daarvan en hoe ons oorhoofse kostes dit bestuur. En ek dink die punt om te maak is dat dit amper dieselfde doen soos wat ons produksiesisteme en insetkostes bestuur en dan op dieselfde tyd te kyk na hierdie kom ons noem met inisiatiewe wat vir ons hierdie produktiwiteitsgroei in ons opbrengs sal gee. En ek dink dan kan ek oorlaat na Albert wat bietjie gaan net vir julle wys wat van die inisiatiewe wat ons tans weer besig is om te kyk hoe kan mens jou inset en uitsetverhoudings beter bestuur en hoe mens daai hoe kan mens dit byvoorbeeld hierdie geleenthede ontsluit. Albert? Dankie. Ek wonder dalk of ons vinnig net bietjie pos as enige spesifieke vrae is oor die plaasvlak voordat ons aanbeweeg. Klink my nie, jammer Helene. Ek kyk nou, kan ek nie sien nie. Ek mis nie 'n vraag nie. Ek kan aanbeweeg. Yes, Elga, dit lyk nie of daar nou enige hande is nie, maar ons kan na jou voorlegging nog tyd los vir vrae.
Okay, baie dankie. Ja, middag van my kant af ook. So myne is eintlik baie vinnig en kort, net om 'n bietjie inleiding te gee oor die Data Intensive Farm Management, waarmee ons met Graan SA lekker saamwerk. Dis ook 'n collaboration met Stellenbosch Universiteit, ARC en dan die Protein Research Foundation en dan ook die wat die hele storie begin het, is die Universiteit van Illinois, het hele metodologie begin en ons het dan nou eintlik by hulle aangesluit en hierdie proewe begin doen. So net vinnige agtergrond oor hoe dit aangepak word. Die hele storie, die hele doel is om so baie data in te samel om oor 'n veld waarmee jy dan besluitnemings kan neem. So hoe dit gewoonlik werk is jy het 'n land wat jy ewenadig oor die land plant met kunsmistoediening of seed plantestand. So hierso die donker is 'n bietjie hoër plantestand, die ligter is bietjie minder plantestand per hektaar en dit word dan ewenadig oor die land geplant en dit is dan hierso die tweede stap wat ons kan sien is die as planted en as applied data, so werklik hoe dit toegedien is op die land. Volgens dan daai kaart wat ontwerp is. En dan gebeur nou die hele seisoen en kry ons dan ook die oesdata in nadat dit klaar geoes is en dit word dan skoon gemaak. So daai werklike as applied en as planted data met die oesdata word verwerk, skoon gemaak en dan van dit af word daar verskillende analises en korrelasies gehardloop. So dis net 'n vinnige breëweg en dis dan die resultate wat ons tans mee werk, wat ons van al daai data kry. En dalk net vinnig, dis van 'n 50 hektaar plaas is dat dan byvoorbeeld 2000 datapunte, skoon datapunte waarvan mens dan nou afleidings kan maak. En hierdie is net vinnig, dit was 'n Suid-Kaapse koringproef wat ons gedoen het in 2023, het ek net as 'n voorbeeld gewys wat ons die resultate gewys het. Dis 'n bietjie klein, maar op die X-as onder het ons die plantestand wat dan gevarieer is reg oor die land van 7 of so net onder 70,000 plante per hektaar na oor die 90,000 en dan op die y-as het ons die opbrengs ton per hektaar wat gekry is. En met daardie data kan ons dan nou dit analiseer en hierso het dit aan die een kant is dit met die opbrengs gedoen, plantestand en opbrengs en op die volgende grafiek gaan ons een stap verder en bring direkte kostes en die gewaspryse ook in ag. En daar kan ons dan nou sien die klein opwaartse helling wat mens kan kry van hierdie data. En dit het mens kon dan nou aflei dat dit sou eintlik meer winsgewend wees om 'n effens hoër plantestand neer te sit, so 93,000 plante per hektaar in plaas van die gewone 68,000 plante per hektaar wat die boer gewoonlik neergesit het. En dan dieselfde met die kunsmis, was 'n bietjie steiler helling wat mens gesien het. As hy het gewoonlik 80 kg per hektaar neergesit, met dit het hy 'n 5,2 ton per hektaar gekry. En 25,500 rand per hektaar net die direkte koste. So dit neem net die kunsmis en die gewaspryse in ag. So daar's allerlei ander kostes wat natuurlik ook afgetrek moet word. Maar mens kan dit dan nou vergelyk met die maksimum, die optimum rate as hy 250 kg per hektaar neergesit het, sou hy 34,000 rand per hektaar kon maak. So aansienlik meer. Maar dit is nou net een seisoen, een koringproef op een plaas en eintlik moet hierdie nou oor 'n paar jare herhaal word dat mens regtig goeie resultate kan sien en dan regtig met gerustigheid kan sê dit sou die geld werd wees om meer kunsmis en meer saad neer te sit. Dan het ek net nog 'n voorbeeld om daai te beklemtoon hoe belangrik dit is dat mense 'n paar proewe doen oor 'n paar jaar. Het ons ook proewe gedoen in die Swartland, ook weer koring in 2023 en hierdie is twee lande wat op dieselfde plaas is, hulle is letterlik langs mekaar, is net 'n pad tussen die twee en op die een land in 2023 het gesê as die boer eintlik dieselfde plantestand neersit soos hy gewoonlik doen, dan gaan hy sy maksimum winsgewendheid bereik en op die land net langsaan het dit eintlik gesê as hy die maksimum plantestand 99,000 kg per hektaar neersit,
kry hy die maksimum winsgewendheid. 99 kg of 99.000. Ag, ekskuus, ons vakansie. Ja, 99.000 plante per hektaar. En dan dieselfde, by die volgende jaar het weer dieselfde gebeur. So, twee verskillende lande in dieselfde seisoen, maar heeltemal verskillende resultate. En op die kunsmis was eintlik weer dieselfde gebeur, wat dit ook die een land sê jy moet baie meer kunsmis neersit, om jou optimale winsgewendheid te kry, en die ander land net langsaan sê die omgekeerde. So dit is 'n bietjie deurmekaar resultate, maar dis eintlik net om te wys wat is moontlik met hierdie data, dat mens regtig van duisende datapunte begin besluitneming kan maak, en dit dan natuurlik eintlik oor 'n paar jaar doen, en dis waar ons nou met Graan SA saamwerk om daai tipe proewe te doen en 'n beter riglyne te kan kry en werklike data soos wat die boer gewoonlik plant, gewoonlik kunsmis gee, gewoonlik oes, van dit af besluitneming kan maak. Dan die laaste slide van my kant af is net dat BFAP het nou met Stellenbosch Universiteit 'n precision chair begin, so hulle noem dit die OFPE experimentation precision chair, wat fokus om hierdie tipe presisie boerdery kennis uit te brei in Suid-Afrika, met universiteit, so lekker studente wat hulle PhD en meesters daarop doen en regtig in die presisie boerdery rigting dink, en dan maar ook gekoppel aan die industrie en boere, dat dit regtig die werklike probleme op die grond verteenwoordig. En dit is dan op die tweede punt ook gekoppel aan die insetverskaffers, wat dan ook vir spesifieke vrae kan kom, en mens kan dit dan ondersoek met hierdie tegnologie en tools wat mens beskikbaar het. Ja, dis dan alles van my kant af. Baie dankie. Baie dankie, Prof Ferdi en Divan en Helga vir die inligting. Op die oomblik sien ek nie enige vrae nie, maar ek is seker die produsente is net besig om hulle hande reg te kry om op te steek. So terwyl ons wag vir die vrae om in te kom, het ek 'n vraag van my kant af. Ons sit nou met 'n paar produsente in die gehoor wat moet besluit of hulle hierdie seisoen weer koring gaan aanplant. En as ek reg afgelei het uit julle al drie se voorleggings uit, is die koringprys nie noodwendig die faktor wat die oplossing gaan bied vir die bedryf nie, maar eerder dat produsente moet kyk na opbrengs of fyner kyk moet gee na oorhoofse kostes. Het ek dit reg afgelei? En is daar enige faktore wat julle sien wat moontlik in die toekoms kan lei tot ondersteuning vir plaaslike koringpryse? En ek sien seker dat Ferdi nog op die... Is Ferdi, sê nog iets op? Jy kan eers gaan... Jy sê Divan? Okay, wacht, dat jy my mooi hoor. Yes, dankie. Ja, sê, ja, Helene, dit is die moeilikheid, nee. Ek bedoel, dit is die uitdaging wat ons het, is, daar is op die oomblik nie groot lig op die horison wat betref 'n prys wat skielik die hoogte gaan inskiet. En dit is maar uit die lesings uit die mark uit. So as ons, tensy as daar weer 'n voorbeeld is wat ons nou gehad het, of dit nou 'n klimaat of 'n regtig ernstige onderbreking in die supply chains is. Die tarief help ons, maar dit help ons met dit is, en as mense na Divan se syfers kyk, ek sê nog altyd elke R500 of 300, R400 op 'n ton help jou. Dit skuif jou definitief nader na beter marges toe. Maar as die hele stelsel is onder druk, en 'n mens sien dit uit Divan se syfers uit, dit stelselmatig gestyg. So op hierdie stadium kan ek nie sien dat ons dramatiese stygings uit ons pryse gaan kry. Weet, as ons nou terugkyk na 2-3 jaar terug, hoe ver moes pryse gehardloop het? Wêreldpryse sit hier by $450, $500 'n ton getrade. Hulle is met die tarief van ons referensprys op 294. Dis 'n goeie $200 'n ton laer wat die pryse verhandel. En dit is maar net eenvoudig die realiteit, en sy as die wisselkoers nou skielik pad gee, maar dit éventueel speel uit terug op ons insette.
So langs storie kort, dit kom terug na hierdie jou samestelling van jou boerdery, jou strukturele veranderinge, jou direkte kostes en jou indirekte kostes, jou oorhoofse kostes oor tyd. En dit is maar waar van daai lande en die mededingers moet ons na dit kyk, en ons het daai benchmark grafiek het 'n mens ook al na gekyk, nê, om te sê hoe vergelyk ons met ander dele van die wêreld, en spesifiek dan lande soos Australië ook, om te kyk, is daar geleenthede. Ek dink daar is 'n paar geleenthede op prys wat ons na kwaliteit goed ook kan gaan kyk. En dan ook van die sensitiwiteitsanalises wat ons al gedoen het, hoër opbrengste. Is daar 'n saak om te maak vir kwaliteit, soos wat Andries al gevra het? Ek dink die data kom in, ons kyk nou baie na daai data, en dan kan 'n mens dit weer sien. Die triggering van die tarief gaan definitief 'n verskil maak om dit meer effektief te kry. So ek dink dit is klein komponente, en elkeen maak 'n persent of 2 verskil. En as ons daai persent of 2 op verskillende komponente kan uithaal uit die hele stelsel uit, dan sit 'n mens skielik in reële terme met 'n 4 of 'n 5% in reële terme groei, en dis wat dan jou volhoubaarheid vir die volgende siklus dan baie kan ondersteun. Ek hoop dit maak sin. Dankie daarvoor, Ferdi. Ek moet om verskoning vra. Ek het dalk 'n bietjie van 'n moeilike vraag na julle kant toe gegooi. Maar ek sien Henny se hand is op. Henny? Ons hoor jou nog nie. Ek sien jou mikrofoon is aan. Henny, ons kan niks aan ons kant hoor nie. Dit gaan dalk makliker wees om die vraag te tik. Is hy weg? Is daar ook enige laaste vrae terwyl ons wag vir Henny om die vraag te tik? Corneil? Helene, Ferdi en die res van die BFF span, baie dankie vir julle voorlegging. Ek dink twee goed wat vir my uitstaan is ons kwaliteit kwessie. Ons produseer 'n baie goeie hoë kwaliteit koring, maar dit sit 'n demper op jou opbrengs. En omdat ons kompeteer teen lande wat hoog gesubsidieer word, sit dit ons in 'n moeilike kompeterende situasie. En ons as Graan SA, en ek dink meeste van julle is bewus daarvan, is aan die onderhandel om te kyk of ons die kwaliteitskriteria's kan verslap sodat ons opbrengste kan verhoog. Ons is eintlik by 'n T-aansluiting waar ons kan besluit of ons by ons gentleman's agreement, as ek dit so kan noem, moet bly om steeds te hou by 'n vrystellingskriteria. Tot nou toe het ons produsente vir ons gesê dit is die verantwoordelike ding om te doen, maar ons moet kyk of ons die kriteria kan verslap. So dit is iets waaraan ons hard aan die werk is om ons opbrengste verder te kan verhoog. Ons wil nie heeltemal kwaliteit uit die venster uitgooi nie. En dan dink ek is die tweede belangrike punt wat ek opgetel het van BFAP se voorlegging is ons oorhoofse koste. Omdat ons in 'n onderste draaipunt, sal ek sê, van 'n siklus is dit baie belangrik dat ons kyk na ons oorhoofse koste van ons boerdery om ons deur 'n moeilike siklus te kan help. So Helene, dit is net so 2 kommentare wat ek wou gee. Dankie. Dankie Corneil.
Ek sien daar's 'n hand van Andrei de Tooy. Andrei? Hallo, ja, dankie Helene. Ek wil graag aansluit by Corneille se kommentaar in terme van die verslapping van bak- en maalkwaliteite. Kyk, ek is die historiese teeler van Pannar vir die afgelope 22 jaar. Ek het nou SIC oorgekoop, so ons gaan aan met die koringteelprogram. Net om in konteks te sit van waar my kommentaar vandaan kom. Ek voel dit is baie riskant om in daai rigting te beweeg. Ek glo as jy gaan kyk na die bak- en maalkwaliteit wat ons koring bied in Suid-Afrika, is ons wêreldklas in terme van vergelykbaarheid met Canadese harde rooi. As ou gaan kyk na die invoerpariteite en ou gaan kyk na waar ons suffixpryse is dit min of meer in die middel van Canadese harde rooi en dan kom ons sê Oos-Bloklandse koring, Russiese koring, of Duitse koring of in daai geval. So as ou gaan kyk na ons vergelyking met ons kwaliteit wat ons mee sit, dan voel ek die druk moet eerder wees om ons suffix waarde aan te pas na meer vergelykbaar met die kwaliteit van die koring wat ons lewer en nie net gekoppel word aan broodkoring nie. Dan is daar ook in my opinie 'n redelike wanpersepsie dat sou mens die kwaliteitsstandaarde net laat gaan of verder verslap, gaan daar 'n 20 of 'n 30% opbrengsverhoging wees en die realiteit is dis net nie daar nie. So as jy ook gaan kyk na histories hoeveel korings word daar ingevoer en getoets deur verskeie saadmaatskappye. As daar so iets was, dan sou dit al lank op die tafel gewees het. Ons omgewingsinteraksie op ons genetika is net van so 'n aard dat jy is beperk. So ek voel as 'n ou wil vorentoe gaan in die bedryf en dit winsgewend maak en of net doeltreffend maak, sal ou moet gaan kyk na om te betaal te word vir die kwaliteit wat 'n produsent lewer. Ek voel dit sal die regverdigste manier wees en dan ook die mees doeltreffende langtermyn volhoubare manier. Daar is al hierdie gesprekke al vir die afgelope 20-25 jaar al gelewer en daar word net nooit 'n punt tot dat gebring nie. En ek glo dis nie so 'n moeilike ding om te hanteer nie, maar wanneer daar geld by betrokke is, obviously raak dit nou baie moeilik. Maar in beginsel glo ek, sou mens appels met appels vergelyk, dan is dit makliker vir ons om daai geveg te wen in terme van produsente en van ons kom ons sê van die hele koringbedryf se kant af om regverdigheid in die stelsel te sit. Baie dankie. Dankie Andrei. Ek dink Jenny se kommentaar sluit ook aan by die kwaliteit gesprek. Hy sê ek voel ook daar is 'n strukturele probleem in die koringmark. Ons as boere word al meer gedwing om beter kwaliteit te produseer. In hakies as ons laer B4 en ondergraad het weggeval uit die glyskaal uit. Maar die swak bak- en maalgehalte koring wat dan ingevoer kan word as gevolg van ons goeie kwaliteit word dan die suffixprys. En saam met dit ook kry geen boer ooit die suffixprys nie. Volgens my somme is die gemiddelde prys wat koringboere in Suid-Afrika kry, die suffixprys minus R750 'n ton, wat dan beteken suffix grafieke en invoerpariteit beteken niks vir produsente nie. Rivan, ek weet nie of julle dalk iets wil noem oor die berekeninge wat julle doen en wat julle prysgewys alles in ag neem om by die afgeleide pryse te kom nie. So ek kan ook net vinnig gesels die bruto marge en die plaasvlak winsgewendheid grafieke wat ons gewys het, vat dan jou SAFEX minus jou vervoerde, minus administrasie, minus graadverskille. En in daai geval is ons dan net hier bo, kom ons sê by R5.100 per ton. So dit sal dan baie in lyn wees met Henny se plaaswerkprys. So as SAFEX, ja, is dalk bietjie meer, maar as ons sê SAFEX van R6.000, dan kan jy enigiets R800-900 aftrek. So ek dink die SAFEX, die marktendens is om meer te kyk byvoorbeeld na wat is die tendense, wat ons internasionaal sien, hoe vergelyk jou invoer, jou afgeleide pryse, maar ons gaan dan daai stapie verder om te sê, maar wat is die prys op die einde van die dag wat die boer kry, en dit reflekteer dan in hierdie marges wat ons nou gesien het, is 'n uitdagende omgewing. Ja. Corneille? Ekskuus,
Helene of nee, gaan jy eers dan ek sal na jou gaan. Dankie vir die jammer, ek hoop nou nie ek en jy gaan dieselfde sê nie, maar dit sal ook goed wees. Ek dink dit wat beide Andre en Henny sê is presies dieselfde en is ons uitdaging. Ons wil beslis nie net sommer swakker kwaliteit produseer en ons kry nie die opbrengsverskil nie. So die opbrengs sal definitief eerste moet kom voordat ons cultivar sou aanvaar of goedkeur en ek stem saam met jou Andre, dis nie maklik om net verhoor opbrengs te teel nie. Ek dink tog daar was in die verlede en ook nou cultivars in die pipeline wat ons dalk kon goedkeur as ons 'n bietjie verslapping sou gehad het. Die punt net is wat jy en Henny sê is ons prys word afgelei deur dit wat ons invoer. En omdat ons so hoë kwaliteit produseer, kan die melenaars om hulle grists reg te stel, kan hulle 'n swakker kwaliteit invoer wat tipies dalk 'n hoër opbrengs cultivar is, wat dan ons op 'n gelyke speelveld sit op twee plekke. Die een is, hulle kan 'n laer kwaliteit produseer teen 10 teen 'n hoër opbrengs, en die tweede een is die prys waarteen dit aangekoop kan word is laer. Met ander woorde, ons plaaslike prys word dan op daai ingevoerde in aanhalingstekens laer kwaliteit koring gemeet. En dit is ons dilemma waarmee ons sit en ons is besig om hard te werk om 'n oplossing daarvoor te kry. Eerstens is die cultivar vrystellingsnorme as dit 'n geleentheid is, of ons moet self ook begin, het sy dit met 'n wit koring is, 'n laer kwaliteit of 'n hoër opbrengs koring te begin produseer, en dan het die plaaslike kopers in 'n mark waar hulle kan onderskeid neem tussen die cultivars 'n opsie om self plaaslik met plaaslike koring hulle grists te meng. En dan behoort jy outomaties 'n premie vir jou hoër kwaliteit koring te kan bewerkstellig. Nou, dankie Corneille. Ek gaan net gou vinnig byvoeg ook rondom die vraag, die wat het eintlik ook al grotendeels geantwoord. Die vraag rondom die vergelyking van 'n SAFEX en 'n import parity, hoe ons die berekening doen. So dis jy moet maar net jou lokaliteit kies. So in ons geval kyk ons na Randfontein. So dit met ander woorde jy bring jou ingevoerde koring tot op Randfontein, vergelyk hom dan met SAFEX. Want uit die aard van die saak, so ek dink die vraag was gewees, die boer kry R700 gemiddeld onder SAFEX, dis korrek, is op plaashek, maar wat ons gedoen het is om vir hierdie berekening, soos wat ons genoem het, is die eerste ronde. So ek dink wat ons kan doen, Corneille en Helene, is ons kan bietjie deur die somme gaan, want ek dink daar's genoeg data wat bestaan op kwaliteit van ingevoerde koring versus lokaal, ek dink so. Ons gaan nog meer in detail daaroor gesels, en dan ook na die geweegde gemiddelde prys, met ander woorde om die regte koppeling te maak. So H320 is ons definitief SAFEX-stryd redelik konstant onder hom, maar as 'n mens kyk na die geweegde gemiddelde invoerpariteitsprys van die werklike koring wat geland is, kan met 'n paar vergelykings gaan tref, net na die struktureel te gaan kyk, of SAFEX wel getroue weergawe gee van die ingevoerde prys, en of ten minste van ons kwaliteit wat lokaal gelewer word. Kry ons daai premie hoë ingevoerde koring, as die resultate dit vir ons sê dat ons kwaliteit binnelands op 'n hoër spek is as die koring wat ingevoer word, sien ons dat dit gereflekteer word op 'n premie wat op SAFEX verhandel word. So ek dink daai somme kan 'n mens nog fyner maak en dan dit deel vorm van die argument. Dis nou afgesien behalwe die hele aspek rondom teeling, Corneille en kollegas wat julle nou net aangespreek het. Andries?
Julle net 'n vinnige opmerking oor wat Fernie nou gesê het. Saam met dit sal ons regtig geslag moet gaan kyk, wat is werklike verbruik van koring in die Weskaap? Want ek dink ons in die Weskaap druk regtig aan die agterspeen. My wens is die eerste koring, hoë kwaliteit koring wat ons uitvoer uit die Kaap uit, dan behoort die pryse te begin regkom. Maar ek wil sommer baie uitvat uit die land uit. En is hoop ons kan by daai dag kom, maar intussen so ons moet gaan kyk vir saam met julle ondersoek, julle moet gaan kyk nou hoeveel koring produseer ons in die Weskaap, hoeveel word werklik hier verbruik, want die bietjie wat noorde toe gaan, trek hierdie skipie bitter skeef, bitter skeef. Ek dink soms vir ons in die Weskaap sal dit heeltemal beter gewees het sonder 'n liggingsdifferensiaal en dat die mark self die prys bepaal het in die Weskaap en die surplus dan verwyder is. So kyk vir ons saam na hierdie ondersoek, want hier is nie net een oplossing, hier is 'n klomp goed wat ons nou moet na gaan kyk en dit is een van die goed asseblief. Dankie oom Andries. Ek sien ons is al so 'n klein bietjie oor die tyd, maar ek kan wel noem in terme van die hoë kwaliteit uitvoere het ons al navraag gekry van China en Japan af. So daar is 'n mark en daar is 'n navraag daarvoor en dit sal verseker interessant wees om te sien wat hoë kwaliteit uitvoere aan die Kaapse dinamiek kan doen. Maar as daar produsente is wat verdere vrae het, kontak asseblief vir my of Corneille of enigiemand van die span. Dan sal ons dit sommer direk aan die BFAP span stuur. En vir die BFAP span wil ek baie dankie sê vir die werk wat julle doen. Julle doen analises wat topgehalte intellektuele kapasiteit vereis. So dankie daarvoor en dit help ons as produsente verseker om beter besluite vir die nuwe seisoen te neem. Met dit wil ek ook sê ons gaan hierdie opname oplaai en ook vir die produsente versprei. So as daar deur die week ook vrae is, moet asseblief nie huiwer om enigiemand van die span te kontak nie. Dankie vir almal wat ingeskakel het en sterkte met die seisoen wat voorlê.